Goeiemôre. Winter is op ons. Ja, dit is amper middel van die winter. Daarom uit te sien dat die son weer gaan begin terugdraai en dat die somer op pad is. Ons gaan lees vandag uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 11, 1 tot 11 en hoekom het Jesus opgestaan? Hoekom het Jesus opgestaan? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Ja, dis koud. Die winter is op ons. En dis nie lekker nie. Dis nie lekker om koud te kry nie. Maar Here, dis baie keer ook winter in ons lewens. En dan is daar dan die vooruitsig dat die somer op pad is. En daarom wil ek bid vir baie van hulle wat winter in hulle lewe ervaar. Wat in hospitale is, baie siek is, wat nie lekker voel nie. Ja, daar's 'n klomp van ons wat bietjie verkouerig is ook, grieperig. Wil jy ook kom met die hand van genesing, elkeen aanraak, en gesond maak. Ja, Here, dis nie lekker om siek te wees nie. Ons het regtig hulp in daardie verband nodig. Ja, ons is van U afhanklik en ons wil U ook vra dat U ook nou saam met ons sal wees in hierdie tydjie saam. Amen. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 11. Ons skrif hier opwekking van Christus. Broers, dit sluit natuurlik die susters in, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vasstaan, waardeur julle ook verlos word. Mits julle vashou aan die evangeliewoord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle te vergeefs tot geloof gekom het, want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn in 2012. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste mense nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As laaste van almal het hy ook aan my die misgeboorte verskyn, want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander, eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig, en daarvolgens het julle tot geloof gekom. Hy is begrawe, vers 4, en op die 3de dag opgewek. Ja, ons is eintlik in Pinkstertyd. En Pinkstertyd dink ons terug aan die Heilige Gees wat uitgestort is. Maar die Heilige Gees kan nie uitgestort wees as Jesus nie opgestaan het nie. Nou, in die gedeelte wat ons gelees het in die Korinte, is dit nogal belangrik om daarop te let dat die gemeente van Korinte is deur Paulus gestig. En dis natuurlik in die dorp of die stad Korinte waar die gemeente gestig is. Korinte was 'n belangrike stad in die Romeinse provinsies
En dit was 'n baie vooruitstrewende plek. Ons lees in Handelinge dat Paulus daar moes vlug vir sy lewe, en hierdie nuwe gemeentetjie moes maar eers op sy eie aangaan. Maar Paulus het nie alle kontak met te verloor nie. Hy het dan nog van hulle gehoor. Die manier waarop hulle daardie tyd gekorrespondeer het of kontak gemaak het was briewe. En eendag kom daar toe 'n dik brief uit Korinthe uit, waar die gemeenteleiers met Paulus gesels. En hierdie brief was vol vrae. Omdat Paulus in 'n kort tydjie daar was die gemeentelede nou baie onseker oor baie goed. En baie mense het natuurlik hierdie onsekerheid misbruik om hulle eie stories te begin verkondig, anders as wat Paulus geleer het. En nou kom hierdie brief en sê Paulus help ons om hierdie kwessies op te los. Soos oor die huwelik byvoorbeeld, oor hoe maak 'n Christen met 'n ongelowige maat, die hele kwessie oor vleis, want alle vleis in die slaghuis is destyds eers aan 'n God gewy. Mag 'n Christen dit dan nog eet? Dis dan tegnies afgodsoffers. En dan was daar vrae oor verhoudinge, hoe Christendom gedra teenoor ander. En dan lees ons ook in 1 Korintiërs 13, waar Paulus vir hulle hierdie wonderlike antwoord gee. En hulle antwoord oor die gawes. En ek dink Paulus het dalk so effens 'n glimlag om sy mond gehad, terwyl hy ewig geduldig hierdie vrae antwoord en mooi aan hulle verduidelik. Ja, hierdie vraag was belangrik. Maar die gemeente sou nie staan of val in hulle geloof by een van hierdie vraagstukke nie. Maar dan kom Paulus by 1 Korintiërs 15. En hier verander sy trant totaal en al. Want hier gaan dit nie oor bysake nie. Hier gaan dit oor die kern van die evangelie. En jy sien, in Korinthe het daar mense aangekom, wat verkondig het dat Jesus nooit opgestaan het nie. Dat Jesus nog steeds ergens in 'n graf weggesteek is. Dat dit maar stories is wat die disippels versprei het. En vir Paulus is dit nie 'n bysaak nie. Want wanneer Jesus se opstanding in gedrag kom, val die bodem uit ons geloof uit. Sy opstanding is die waarborg uit ons lewe. En dat ek en jy ook uit die dood sal opstaan en lewe. En tog klink hierdie geleide dalk vir jou baie bekend, want is dit nie presies wat ook baie keer deesdae gebeur nie? Dat mense die opstanding in twyfel trek. En Paulus kom baie sterk oor. Hy sê, hierdie is ononderhandelbaar. Hierdie is vir my die hoeksteen van die evangelie. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Jy sien, as jy die opstanding van Jesus in twyfel trek, dan bly daar eintlik baie min oor. Want sy opstanding is die waarborg dat God sy soenoffer volkome aanvaar het. Dat ons met God versoen is en dat daar vergifnis vir al ons sondes is. En Paulus sê, dis wat ek aan julle verkondig. En dis wat julle moet aanvaar. En dis nie net toevallig nie. Want hulle het so geglo
omdat die Heilige Gees hulle ook daarvan oortuig het en hulle lewe vir die Here gegee het. En daarom kan ons nie net die evangelie aanpas op die ingewing van die oomblik soos dit ons pas nie. Dis nie meer soos ons leer glo het nie. Hy het ons nie geleer om soos kindertjies te glo en te vertrou nie. Ekskuus, hy het ons geleer om soos kindertjies te glo en te vertrou. En doe al hier ons weier om dit te doen. Want hulle sê, het is baie onlogies dat iemand wat dood is, die dood kan opstaan. Ons kan nie glo as ons dit nie verstaan nie. Dis die optoppunt van arrogansie. Jy weet, daar is baie goed ons nie kan verstaan nie. En het maak dit nie minder waar nie. Hamlet het gesê, there are more things in heaven and earth than are dreamed of in your philosophy. Ja, dat is goed, ons nooit kan verstaan nie. Maar wat is die kern van wat ons glo? En Paulus wat hierdie gemeente terug na die basics toe. Hy druk eintlik soos 'n berekenaar. Hy sê kom ons restart alles van voor af. Hy sê kom ons kom by die kruks van die saak. Waaroor gaan dit regtig? Wat is dit wat ons glo en wat is ons bely, wat ons bely? Gaan dit oor goed wat jy by die slaghuis koop? Gaan dit oor mense se egos wat eerder vir hulle self wil disippels maak, eerder as om Jesus te glo? Gaan dit oor myself en wat vir my aanvaarbaar is en logies is? Nee. Die kern van die evangelie gaan daaroor dat God sy seun na die wêreld gestuur het om ons vry te maak. Dit is nie afhanklik van jou verstaan of nie verstaan nie. Dis die onverstaanbare, verbuisterende wonder van God se genade en liefde vir mense wat dit nie verdien. Het gaan daaroor dat alle getuies bevestig het dat Jesus regtig dood was, toe hom van die kruis afgehaal het en die rotsgraf geberg het. Daar was geen twyfel dat Jesus dood was nie. 'n Romeinse offisier wat in bevel was, het selfs 100% seker gemaak deur hom in sy sy te steek, voordat hom laat verwyder het. Maar 3 dae later was die graf leeg, want God het nie toegelaat dat die dood sy seun gevange hou nie. En as jy glo wat mense sê dat dit blote stories is, miskien jy die getuienis van meer as 500 mense wat hom lewendig gesien het. En belangriker nog, miskien jy die krag van God wat groter is as die dood. Beteken dit dat ons verstaan wat die Paasoggend gebeur het? Nee. Ons verstaan dit nie. Maar ons weet dit gebeur. Dit het regtig gebeur. Ons verstaan nie hoe werk die selfoon nie. Hoe kan mense oor die lig praat, maar lui die foon, dan antwoord ek hom. Iemand praat met my. En ek glo dis daai persoon daar met wie ek praat, want hy sê so, en ek herken sy stem. Ek verstaan nie wat gebeur nie, maar ek glo dit. En dan, hoe anders kan dit dan wees dat hierdie leer aangaande Jesus soos 'n veldband versprei het? Petrus het dan self gesê, ons sal nie kan stil bly nie. En daai leer het soos 'n veldband versprei. Teen alle teenstand in, is mense se lewens omgekeer. Ja, selfs ons kyk na Paulus, hoe kan 'n vervolger van die Christendom in 'n oogwink 'n sendeling word?
tensy daar baie spesifiek iets gebeur het nie. Ja, op Damaskuspad word hy gekonfronteer. Lee Strobel het die boek geskryf. Hy was 'n regsgeleerde en hy het begin feite versamel om vir eens en altyd te bewys dat die Bybel net storieetjies is. En nou die ouend het die Gees hom teen alle verwagting en oortuig en sy lewe omgekeer. En hy self getuig dat geen historiese gebeurtenis naastenby so bo alle twyfel presies gedokumenteer en geboekstaaf is, soos die opstanding van Jesus nie. Nu op die ouend in sy boek 'n magtige getuienis vir die waarheid van die evangelie. Kom ons vergeet bietjie van die bysake, wat vir mense so belangrik raak. Mense wat sê, ek kan nie glo nie, want ek verstaan nie. Ek verstaan nie hoe die vis Jona kon insluk. Ek verstaan nie die wreedheid van die Ou Testament nie. Weet jy, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor Jesus wat vir jou gesterf en begrawe is. En wat opgestaan het in lewe. Sodat hy nou hier by jou kan wees. Hoekom glo jy dat Jesus opgestaan het? Ek glo dit al vir 62 jaar. Hoekom? Omdat ek iets ervaar van wat Paulus hiervan praat. Hy vertel hoe die opgestaande Jesus in hom verskyn het. Hy het ook aan vroue verskyn. Aan 500 mense. En toe verskyn die Here aan hom. Die Here het ook homself aan ons openbaar. Deur sy Gees. En daarom glo ek dat hy lewe. Want ek kom as die lewende Here ken. Daar is by my geen twyfel. Die Here het opgestaan. Toe Thomas vol vrae was, sê hy vir Thomas, kom hier, raak aan my. Hou op met jou vrae en twyfels. Glo nie.